Môre julle almal, dit is Vrydag, die laaste dag van die week en dis natuurlik ons laaste naweek ook wat voorlê van my maand. Ek hoop julle het lekker geslaap en dat julle ook uitsien na hierdie nuwe dag in die teenwoordigheid van die Here. Ek wil graag ons week afsluit met daai baie bekende vers wat al so baie gelees is, maar ek wil dit vanoggend weer lees. Ek lees vir julle Filippense 4 vers 6. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. Nou ja, julle, die vraag vanmôre op my hart is, hoekom bid jy? Bid jy omdat dit jou help om minder skuldig te voel? Bid jy omdat jy glo dat as jy bid, dat jy daarom God se arm sou kon draai om jou met 'n paar dinge te help? Bid jy omdat dit vir jou lekker is? Wel, C.S. Lewis, hy was eens op 'n tyd ook met hierdie vraag gekonfronteer en in 'n tyd toe hy probeer sin maak het van sy vrou se siekte en hy dag en nag by haar gesit en hy het gebid. Eendag het 'n vriend vir hom gevra, waarom hou jy aan om te bid? God moes tog sekerlik al jou gebede beantwoord het? En Lewis het geantwoord, wel ek bid nie omdat my gebede God verander nie. Ek bid omdat dit my verander. En weet julle, as ons voor God stil word, sommer net op sy by ons wees in asem en dit geniet, dan verander dit mos nie wie God is nie. Dit verander ook nie noodwendig ons omstandighede nie. Maar iets wonderliks gebeur met ons. Jy word rustiger. Jy begin vrede te ervaar. En jy voel stil gelukkig in sy teenwoordigheid. Want ons is dan tevrede dat God hier by ons is. Weet julle, die begin en die einde van gebed is om by die Here te wees, net soos wat jy is, net soos wat jy voel, net om te wees, om te wag, om te weet hy is by jou. So maak sommer nou jou oë toe. Ervaar hoe God by jou kom sit, hoe hy jou met sy liefde toevou en hoe hy homself aan jou bring. Kom ons bid saam. Ag Here Jesus, hoe sag is die vrede van by U wees. Hoe sag is U, maar hoe groot is U teenwoordigheid. Dankie dat ek dit in hierdie oomblikke kan beleef. In Jesus se naam. Amen. Nou ja, julle, ek hoop julle het 'n lekker werksdag en dan hoop ek dat julle naweek vir julle mooi dinge inhou. Geniet mekaar, geniet julle families en dan praat ons weer volgende week. Totsiens.